Welkom by ons eerste episode van The Audit of Life. The Audit of Life begin deur om 'n inspirasie vir mense te wees, deur stories te deel, stories van mense wat ek in my lewe ontmoet het en wat ek voel ek net met die wêreld daar buite wil deel. Dit wat ons hierso sê is ons eie lewensondervinding en hoe ons die lewe tot dusver ervaar het. Ons sê nie dit is dat ons kenners is en enigstens iets wat ons mening mee lig nie. Maar as dit van waarde vir jou kan wees, dan het ons doel bereik. So vandag hier op die stoel is saam met my in ons eerste episode is Willem Engelbreg. Hy was vroeër in die jaar hier by ons in Hartswater gewees waar ons 'n baie suksesvolle pa en seun naweek gehad het. En dit was my 'n besonderse geleentheid om Willem weer hier in Hartswater te kry. Julle is hier om 'n BK kamp by Laerskool Hartswater te doen die naweek en die sterre het vir ons baie mooi belyn en kan ons hom vandag hier op die stoel by ons hê. So Willem, baie welkom in Hartswater. Welkom by ons eerste episode. Ons sien uit om met jou te gesels. Ons sê nee, Danny, dankie. Dit is baie groot voorreg om hier te kan wees en sommer op jou eerste episode. So ons hoop hy skop mooi af en mense luister en leer iets, hoor iets wat hulle saam met hulle kan vat. Dankie. Willem, nou ek het vir jou vroeër die week die vraag wat ons vandag so 'n bietjie oor gaan gesels aangestuur en ek dink die een vraag, jy het nou baie tyd op die pad spandeer vandag. Toe jy vanoggend opgestaan het, wat was die eerste ding waarvoor jy dankbaar was? My vriend, elke oggend as ek wakker word, gaan nie noodwendig op my knieë langs my bed of slaan die Bybel oop nie, maar ek sal al lê my oë toe en net vir die Here eers net dankie sê, dankie vir my dag en vir my lewe. Sal ek my vrou se rug so 'n bietjie vryf en as ek in goeie roetine is dit op pad gym toe van daar af om te weet ek het klaar progress gemaak, ek het klaar goeie ding in, ek maak klaar vordering. So dis maar tipies hoe my dag begin, maar vanoggend sou dit wees net lê en net vir die Here dankie sê, dankie vir lewe en al so baie om vir dankbaar te wees en dan vir my vrou en dan vat ons die dag soos hy kom. Jy praat van die gym, is daar 'n spesifieke roetine wat jy in die oggend sal volg? Hoe lyk die perfekte oggendroetine vir Willem Engelbreg? My verander maar so deur die fases van die lewe. Ek was al 'n skouperd in my lewe as gevolg van al die oefen, maar those days are over. Ons weet nie, dalk maak ons 'n comeback. Ek sê ek werk aan my before foto. Nee, ek sal gym toe gaan, bietjie fietsstap, bietjie cardio doen, weights doen, net aan die gang bly. Ek sê nog altyd, ek sê vir die seuns op die kampe en goeters, ek sê ek wil ten minste 2 optrekke kan doen deur my hele lewe. Net 2, en sê hulle, hoekom sal ek dit wil doen? Dan sê ek, as ek by 'n kraans afval en ek hang aan my vingerpunte, wil ek nog my lewe kan doen. So as ek dit kan doen, is ek nog in shape en so, ja. Maar nee, oefen is nog altyd deel van my lewe en ek is eintlik dankbaar. Dit is die mees konstante ding in my lewe gewees en as ek vandag terugkyk, is ek so dankbaar. Dit was dalk die redes vir my oefen was met ook in verskillende fases vir verskillende redes. As jy 'n jong man is, dan wil jy die girls se aandag trek en is maar 'n selfbeeld ding, maar nou is dit definitief 'n gesondheid en kwaliteit lewe ding. Ja. Willem, ek dink as ons vir die mense net bietjie met verduidelik, ouens wat jy nie ken nie, as ons na jou sosiale media profiele gaan kyk, sal ons altyd sien jy en jong mans en vrouens is daar in die berge. Julle het lekker avontuurlustige goed wat julle aanpak. Wie is Willem Engelbreg en wat is jou dag tot dag roeping? Dis my vriend, ek dink ek seker een van die moeilikste mense om op te som vir myself en vir mense daar buite. Soos wie is hierdie ou en wat doen hy? Want ek dink ek leef so anderste leefstyl, anderste lewe omdat daar's nie hierdie pad wat my lewe ingeslaan het kon jy nie gekies het nie. Dit was nie 'n beroepsrigting wat ek kon vat nie. Dis absolute roeping gewees wat ek nagevolg het en hy het nou hier opgeëindig en vandag is dit Hartswater. Maar wie ek is iemand wat as jong mens en ons dink ons sal bietjie later daaroor ook praat, maar deur moeilike tye gegaan het in my kinderlewe en net na skool my lewe vir die Here gegee het en gesê nou is my lewe syne en nou kan ek met hom doen net wat hy wil en dis hoe dit evolve het. So ek spandeer baie tyd met veral hoërskool ouderdom kinders. Ek voel dis waar dinge vir my skeef geloop het in my lewe al waar ek al baie bad keuses gemaak het. So daar wil ek 'n impak hê en 'n verskil maak. So ja, ek is by skole betrokke met leierskapsopleiding, identifisering, dissiplinêre intervensiekampe. Probeer maar 'n mentor wees en uit die foute en die dinge wat ek gemaak het vir jong mense leiding gee. En ja, ek hou van avontuur, ek hou van die buitelewe, ek hou van mense ontmoet, plekke sien. So ja, nee, travel en adventure is maar my 2 hoofdinge.
Ja, dus soos ek nou gesê het, jy was Januarie hier by ons pa en seun geleentheid waar ons lekker tente opgeslaan het daar op die laerskool rugbyveld en ons het 'n wonderlike tyd net saam met ons seuns gehad. Jy weet, ek dink daar's baie goed wat ons moet leer hoe om ons kinders anders te hanteer. Ek dink uit die generasie uit wat ons kom en hoe ons ouers ons byvoorbeeld groot gemaak is nie noodwendig die regte manier of die verkeerde manier nie, maar ek dink daar's baie goed wat ons op wil verbeter en ek dink een van die stories wat jy met ons gedeel het, wil ek graag hê ander mense moet ook hoor, want dit het vir my van soveel waarde gehad en ek dink daar's baie van die goed wat jy in jou kinderjare ervaar het, wat ek dink ek ook in 'n sekere mate in my huishouding aanvaar het. Jy weet, so as ons nou 'n bietjie gaan terugkyk waar in julle jonger jare, dan vertel ons bietjie van jou familie en jou agtergrond en hoe het jou kinderjare afgespeel in die vroeë ouderdomme. Ja, so ek praat baie soos nou by pa en seun geleenthede en ek het baie te doen met seuns wat nie paas het nie. So ek sien die produk in elke provinsie van die land en hy lyk dieselfde. So die common denominator is altyd maar of 'n pa wat daar is, maar ook maar nie self geweet wat om te doen nie, hoe om dinge te doen nie en ek dink ons almal van ons generasie ook kom op min of meer uit so ietsie uit. Ek dink die paas wat 'n goeie job gedoen het dit per ongeluk gedoen. En die wat nie het gevoel my rol is om te provide, 'n dak oor hulle koppe te sit, kos in die maag, skool toe. En dis wat ek moet doen, ek moet hom hier deurkry, dalk nog universiteit toe, maar dan is my werk gedoen. Maar dit is net omdat hulle nie van self van beter geweet het nie. En as ons nou vandag kyk na al die issues waarmee ons sit in die samelewing, ek sê altyd ons het 'n man probleem. As ons hom kan uitsort, het ons die wêreld al 'n baie beter plek gemaak. Ek sê altyd vir die seuns as ek met hulle praat, ek sê ons ry in die aande daar in Gauteng as jy so na 11 ry. Dan en jy stop by 'n rooi lig. Jy stop nie. Jy gaan as daar nie ander karre is nie, want hoekom? Is ek bang dat daar 'n vrou agter 'n boom of 'n paal gaan uitkom en my hijack? Nee, 'n man. As ek in die aand die seker maak die hek is toe, is dit bang want daar gaan twee vrouens inglip? Nee. En ons kom nee, is 'n man. As my vrou gaan draf alleen en is laterig, hoekom wil ek hê sy met haar pepperspray saamvat vir moontlik 'n man? Ja. Nie vrouens nie. Ons tronke is vol mans. So dit kom uit seuns wat mans word met sekere issues. En ons kan nou baie diep in dit ook ingaan, maar ek byvoorbeeld kom uit 'n huis uit waar my pa en ma geskei is, toe ek 3 jaar oud was. En dit het ons nou maar sy uitdagings. My pa het Pietersburg toe getrek, ons het in Pretoria gebly en hy moes dit doen vir werk en so jy het hom nie elke dag daar in jou lewe nie en dan kry jy nie daai tyd saam met jou pa waar jy jou dinge leer en waar jy eintlik maar ek sê meeste van hierdie goed gaan oor selfvertroue. Ja. Waar jou selfvertroue in jou vasmaak sodat jy nie vir die res van jou lewe jouself moet bewys nie. So ja, my ma's weer getroud, stiefpa gehad. 'n Stiefpa is nie iemand wat jou noodwendig, party mense is gelukkig om 'n stepvader te kry. Hulle sê 'n stepvader want hy stepped up. Ja. Maar ander kry partykeer net 'n standaard stiefpa wat jou nooit so lief kan hê soos wat jou pa het nie. Party is gelukkig om dit te hê, maar dit is maar baie skaars en hy's nice met jou, maar daar's nooit daai liefde, daar's nooit daai druk en daai my bil en ek's trots op jou nie. En dan kry jy al jou validation van jou ma af. En dis 'n ding wat ek onlangs aangedink het. My ma het altyd vir my gesê jy's my willebil en jy's my dit en hulle het afgeshow. Ja, en sy kan al daai goedjies sê, maar dit het nie dieselfde impak. Ja. Wat as ek my validation by my pa kry nie. En net ook, ek's ook sy groot leeu en al daai dinge gewees, maar dit was nie dag tot dag nie. En ek dink wat ek nou onlangs besef het is dat omdat ek meeste van my validation by 'n vrou gekry het ek verlang meeste van my validation by vrouens gesoek. Ja. Want dis waar ek dit gekry het en ek dink baie sal nou kan relate met dit. So ja, ek het nooit regtig kwaai gepresteer in sport nie, alhoewel ek al die fisiese vermoë gehad het. Maar daar was nie vir my, ek het nie kwaliteit roetines gehad nie. Ek onthou 'n dag wat ek en my vriend die Vrydag sê vir my ons speel vanmiddag game. En my try alles is by die huis, ek en hy hardloop seker so 4-5 kilos daar na ons huis toe. En ons is onder 9. En ons gaan al my try by die huis in die sak en ons kry nog bakoond omdat ons letterlik so op die veld gehardloop het ons by die skool aankom. En sy ouers is nie, sy sak was gepak die vorige aand en sy goedjies was reg en ek het hom saam met daai die skoolyard uit gesleep. So ja, of ek by rugby oefening was of nie, was nou nie vir iemand
prioriteit of so nie. My pa het op laerskool baie van my games, oefeninge goed kom kyk, want ons het op 'n plot gebly ook en moes inry om my te kom haal en dan het hy gesit daarom vir my kyk. Maar op hoërskool het ek nie meer baie omgegee oor sport en dinge nie. Ek wil in elk geval nie Vrydag aand onder die spotlights wees nie. Ek wil onder die disco ligte wees. So ja, hoërskool het dinge vir my ook maar skeef geloop, klomp keuses gemaak wat eintlik maar vir aandag was. Ek was 'n aandagvraat in die klas op die stoepe waar ook al partytjie en alkohol het vir my met daai selfvertroue baie gehelp. Maar in die plekke waar dit saak gemaak het, soos op die rugbyveld, het ek nie hart gehad nie. Ja. So ek het die lyf gehad, ek gym, maar ek het net nie die hart gehad nie. So ja, as ek moet terugdink aan daai tyd, klomp baie dom foute gemaak, dom keuses. Die ouens wat ek wou impress is glad nie rolmodelle gewees nie. As ek vandag na hulle kyk en waar hulle in hulle lewens is, die manne wat vir my gevra het of ek gelewe het die naweek, is nie eintlik eers dit werd gewees nie. So ja, ek het baie mense probeer impress wat nie eintlik dit werd was nie. Ja, ek dink dis nogals die een ding wat ek vir my seuns ook wil leer is om, jy weet, ek dink vriende speel 'n kritiese rol in 'n ou se jong mens lewe. Ek dink daai paansie naweek het jy ook vir ons gesê, jy weet, ons het tot en met 18 jaar om 'n verskil te maak. Eintlik tot 12 jaar het ons nog geïnvloed en van 12 jaar af is jou kinders eintlik oorgegee aan die pelle en dan maak hulle staat op die pelle om eintlik hulle, jy weet, verder te vorm. So dit is belangrik dat ons hierdie goed op 'n jong ouderdom op die regte manier doen. Ek self het deur daai tyd van my lewe gegaan waar ek wou deel gewees het van die cool groepie en ou het simpel goed aangevang, jy weet, as ek moet terugdink, ek het die potensiaal gehad om op die top 10 van die skool te wees, maar omdat ek die een dag op die top 10 was en die hele skoolsaal vir my gelag het, weet ek het ook sommer nooit weer probeer doen nie, want dit het vir my gevoel soos ek pas nie in by die cool groepie nie. Jy weet, die cool groepie, cool manne moet op 'n naweek bietjie uitgaan en soos jy sê, hulle moet lewe, maar dit is ook hier waar ek vandag in hierdie stoel kan sit en ek moet na so 'n paar ouens se lewens gaan kyk waar hulle vandag is, dan dink ek, "Sjoe, okay. Was dit regtig die moeite werd en ek is dankbaar dat ek my lewe kon omdraai en terug my pad gevind het." Jy in jou lewe en die onstabiliteit in die huis, hoe dit jou geaffekteer by skool, het jy ook daai identiteit en waardigheid gesoek deur vriende en ook maar soos wat ek nou gesê het, jy weet, om deel te wees van die sogenaamde cool groepie. Ja, ek dink ek en selfs my broer, ons het die voorreg gehad of ons bevoorreg om amper deel van die cool groep te wees, maar ons het hom meeste van die tyd gelei ook. Ja. En alhoewel ons niks op grond van status of enigiets gehad het, was ons persoonlikhede en ons grappies en ons entertainment wat ons daai gegee het nie, ons op sport of omdat ons nou Transvaal klere of leiers was of wat ook al nie, het ons altyd in daai groep gesit. So ek was baie keer die kind wat jy nie wou gehad het jou kind met vriende mee wees nie. So ek kon nie altyd sê ek het slegte invloed, baie keer was ek die slegte invloed as gevolg van my blootstelling as kind en my verwysingsraamwerk oor lewe en dinge. En dan die sad ding is, dan stel jy ander kinders wat nie uit daai tipe huishouding uitkom bloot aan 'n klomp goed nie. Maar ja, ek het baie mense verneder, afgebreek en verklein neer. Ons noem dit mos maar banter tussen die manne. Ja. Maar ek het so 'n stelling wat ek altyd vir die kinders sê, en dan verduidelik ek wys daai ouetjie so uit by die skool. So as ek nou kom en hulle sê, "Oom Willem is nou hier vanoggend en hy gaan met ons bietjie praat oor boelie gedrag. Ons sê dit is 'n probleem en so," en dan kom ek aan en dan is daai manne nou al klaar negatief oor die oom. Ja. En wat nou gaan vir hulle wil kom preek. Dan sê ek, "Man, kom ek verduidelik gou vir julle. Daar's nie slegte mense in hierdie wêreld nie. Daar's net stikkende mense. En stikkende mense reageer en tree op sekere maniere. Stikkende persoon vandag hier in die saal is die ouetjie wat nou hier sit en jou aandag probeer aftrek. Hy is die een wat nou wil grappies maak en lag terwyl jy oom is om oor ernstige goed te kom praat. Hy is die een wat nou dalk gepoep het in die saal en almal het van hom al weggeskuif. Hy moet snaaks sing as ons nou die liedjies sing. Hy moet konstant aandag aftrek, grappies maak en wys hy is nie geplan nie. En dan raak hy saal stil, dan begin hulle almal stil sit want hy wil nie daai spotlight op hom hê nie. Ja. Ek sê as jy nou ongemaklik voel vanoggend, dan het ek met jou gepraat en as ek gestuur om met jou te kom praat vandag. En ek mag so met jou praat want ek is jy. En dan kan jy dit identifiseer in hulle, dan sê ek, want hy is in elke skool en hy sy huis lyk in elke dorp dieselfde in sy agtergrond. So toe ek hierdie goed kon identifiseer in myself, toe kan ek sien hoekom was ek so, en dan sê ek vir hulle altyd, dit is, ons maak seer, ons verklein meer en ons doen daai goed, want
hurt people, hurt people. Ja. So jou seer maak dat jy seer maak, die wonde, of hoe kan ek sê, die wapens wat die wonde in jou veroorsaak het, gebruik jy weer, want jy weet hoe effektief is hulle. Ja. En ek was een van daai, so ek is so spyt oor so baie dinge, maar ag, die Here het ook al mooi stories weer geskep, waar ek kon jammer sê, en waar die Here weer restaurasie tussen my en ouens wat dalk die victims van my gedrag en my seer was. Ja, ek moet sê, ek dink ek het die storie met my vrou so tydjie teruggedeel. Ek dink ek was ook in baie gevalle die ou gewees wat ook mense seer gemaak het op skool, en ek het die laaste tyd van my lewe het ek regtig net probeer om van hierdie, want ek van die mense is my followers op Facebook en hulle stuur vir my boodskappe, en ek weet ek het so tydjie terug vir een van die ouens net gesê, shit, sorry ou. Jy weet, dis op skool, en ek moet vir jou sê, dit was soos hierdie verligting wat net van my af is om te kan sê, nou is ek vry. Ek het half 'n skoon bladsy gemaak, en ons doen stupid goed op skool, jy weet, en die ander vraag wat ek eintlik vir jou wil vra is die ou wat aan die ander kant van daai tafel sit, wat met hierdie boelie moet deel. Wat is, hoe kan ons hulle bemagtig om reg op te tree, weet, en om die regte bewoording te kry, want soos jy sê, jy weet, ek dink as 'n ou meer reaksie het op hierdie, as jy die een is wat geboelie word nie, en jy dit op 'n baie mooi manier, en 'n effektiewe manier kan hanteer, dan kan jy eintlik vir die boelie laat verstaan, ons weet jy het hierdie seer. Hoe bemagtig ons daai kinders? Dis moeilik, ek weet van die ouens wat boelie praatjies doen, sê vir die kinders wat jy moet doen, en skree help, hy's 'n boelie, of wat ook al nou by die laerskole, en goed soos dit. Ek het altyd vir hulle gesê, as hy jou so hanteer, met dit eintlik 'n lig op sy kop vir jou aansit om te sê, dis dalk een van die mense wat die skrif van praat, wat sê, bless those who curse you, of help hulle wat jou, seën hulle wat jou vervloek, en dis daai posisie wat hy in is, maar ons het 'n gemeenskaplike vriend, wat ek eendag by gekuier het, en hy vra vir my, hy sê, hulle het so 'n bietjie uitdagings met hulle dogtertjie, by die skool met die maatjie, en jy's mos die boelie spesialis, Willem, gee ons 'n bietjie raad, en hierdie is so eenvoudig, maar dit was so effektief. Ek dink in die tye wat ons leef, sê ons nie genoeg vir mekaar, ek is jammer nie, en ons sê nie vir mekaar genoeg, ek vergewe jou nie. Ja. Ons skryf mekaar af, ons kry prokureurs om dinge uit te sort, ons bring hulle self skole se verhore toe, advokate om dissiplinêre gevalle aan, en dit is baie, baie eenvoudig. So wat gebeur is, hierdie dogter van hulle se maatjie, sê, sy mag nie met ander maat speel nie, is baie besitlik oor haar, noem maar 'n bynaam wat nie gepas is nie. Ouers is vriende, so hulle weet nie hoe hierdie ding te benader nie, en hulle vra my nou, wat maak ons, want toe ons nou die ma vra, of vir die ma sê, hoor jy so, jou dogter het nou hierdie nuwe noemnaampie vir ons dogter, en dit nie nice is nie, toe sê sy, gelukkig noem sy haar nie, soos mense nog erger nie, en daar stop het. So wat moet ons nou doen? Maar dit kan nie so aangaan nie, ons kind is baie ongelukkig in die middag, as sy by die huis kom, partykeer huil sy, wat ook al. Ek sê, wat sy doen is, maandag as sy skool toe gaan, sê sy vir haar, hoor jy so, ek hou baie van jou, maar ek hou nie van wat jy doen nie. En as dit aanhou, kan ons nie meer maats wees nie. Sy sê, ek is jammer, sy sê, ek vergewe jou, en dit hou op. Ja. Effektiewe kommunikasie, konflik, hantering. Leer ons kinders hoe om konflik te hanteer, want boelie is konflik. Ja. Maar dis ongewenste konflik of ongewenste gedrag wat herhaal word oor tyd. Ja. Maar ek het 'n seun gehad byvoorbeeld ook, hy word sy shins elke pouse blou geskop in hulle vriende kring, maar dan lag hy dit net af en hy sê niks, maar dan wys hy vir sy ma, en die probleem is dis sy neefie. Ja. Dis sy neefie, hulle saam in dieselfde skool, die ma sê sy gaan nou met die ma, dit gaan 'n fight word en wat ook al. Ek sê vir hom, het jy al vir hom gesê, jy hou nie van wat jy doen nie, wat hy doen nie. Hy sê, ja, maar dalk gaan hulle hom uit die groep uitskop. En hy gaan nie wens nie, en hy wys vir hom, en hy sê, luister, ek hou nie van dit nie, sal jy asseblief op, hy sê, sorry, ek het nie geweet, jy lag dan altyd. Sjoe. Verstaan, ek het nie geweet, dit pla jou, of jy is ongelukkig nie, maar dit het amper 'n groot familie twis veroorsaak, maar dit is omdat ons te bang is om te praat, want ons gaan geïsoleer word of uit die groep uit, en dis met groot mense so ook, dis nie net met kinders, maar dis waar dit begin. En dan, partykeer is dit nie, ek hou nie van wat jy nou gedoen het nie, maar dit sê nie, ons hoef die verhouding moet nou daarmee heen wees nie, ons kan hierdie ding uitpraat, en ons dit kan net stop, want ek love jou, maar ek hou nie van wat jy doen nie. So daar kan ons net daai ding uitsort. Ja, effektiewe manier om 'n probleem op te los. En ek dink dit is 'n groot probleem is, soos jy sê,
om net met mekaar te kan kommunikeer, om te sê, luister, dit is hoe ek op hierdie stadium voel, dit is wat jou aksies aan my doen, en as jy dit op die regte manier oordra, en daai was 'n eenvoudige en 'n effektiewe manier, en dit is opgelos. En dit mag ook nou simpel klink, nee, maar ek meen, daar's soveel mans, groot mans, wat met massive selfbeeldprobleme sit, as gevolg van ons kultuur van banter en mekaar uithaal, wat van skooltyd afkom, en ek meen, jy wil nie, as jy met 'n golfstok staan by 'n golfdag, en jy is die eerste een wat slaan, daar gaan 'n klomp spanning deur jou lyf. Verstaan, want ek wil nou nie voor hierdie manne en want jy weet wat op jou wag. Ja. En elke ding van jou lewe, so wanneer jy kan nooit 'n bietjie weakness wys nie, jy kan nooit wys, ek weet nie wat ek doen nie, jy moet altyd in beheer wees, en dit stem uit. Ja. Verstaan, pelle boelie mekaar, maar dit word nie as dit gesien wat ons almal lag. Ja. Maar op die einde van die dag, daai mans met swak selfbeelde, dis die gevaarlike mans. Ja. Want dis die mans wat hulle self konstant probeer bewys. En hoe doen 'n volwasse man dit? Verstaan? Ja. Hoe bewys hy homself die hele tyd? Dis of finansieel, ja, huis wat hy het, die kar wat hy ry, hoeveel vrouens, waar hy vakansie hou, wat ook al daai goed moet wees, as dit jou dryf is in die lewe. Verstaan, daar's geen vervulling in dit nie. Daar's 'n gesegde wat sê, stop spending money you don't have to impress people you don't like. Ja. Verstaan, want dis waarop dit dan op die eind van die dag ook neerkom, maar ja. Ja, ek moet sê, ek dink, dis ook, ek weet, ek het onlangs met iemand gepraat, en sê ek, terwyl jy op skool is, en dan sien jy, of in jou vriendekring, hierdie paas wat hulle kinders aflaai met hierdie fancy karre, en dan jare later dan besef hierdie goeders is ook maar net eintlik op skuld gekoop, en dit is soos jy heeltemal tereg sê, en ons sien dit baie keer met ouens met wie se finansies ons ook maar werk, is om te sê, luister, julle is besig om geld uit te gee wat julle nie het nie. Ons spot altyd so die ouens wat nuwe bakkies koop, maar die pekaneet oes kom nog in, maar hy is nog nie daar nie, en dan is die geld op die einde van die dag nie so baie wat hulle gedink het nie, en dan doen ons hierdie goeders om hierdie mense te impress, en ons vat dit baie hier in 'n klein dorpie soos Hartswater waar ons bly, waar mense voel of dit kan sien, dat ouens in konstante kompetisie met mekaar is, en ek dink dit, soos jy sê, dit kom baie daar uit, ons wil, as mans voel ons moet ons bewys, en dit is onnodig, ek dink ons moet net ons eie identiteit gaan ontdek, en te sê, luister, ons word nie gevalidate deur die bakkie of die huis, of die tipe vakansies wat ons gaan hou nie. En baie van die ouens wat in dieselfde kringe is dan, wat selfversekerd is, en goed, jy hoor altyd van daai een nou, hy sê, jy sal daai ou so kyk, jy sal nie sê nie, maar hy is 'n multimiljonair. Dan, as jy hom so kyk, en as hy met jou praat plat op die aarde, is net uit niks om te bewys nie, hy leef sy identiteit, en hy leef volgens wat sy hart begeer, en wat hy wil doen, hy dans nie tot wat ek en jy wil hê, en ons verwagtings van sy lewe nie, en ek dink dis vryheid. Ja. Van jy nie jouself ander hoef te bewys. Finansiële vryheid, maar daar is finansiële vryheid. Ja, sonder dat jy hoef te bewys, jy kan. Nou, Willem, ons is also in ons gesprek, en ons het nog nie daaroor gepraat nie, vir die mense wat nie weet nie, jy is Joe Engelbreg se broer. Ek wil sommer 'n bietjie praat oor julle verhouding, hoe was dit om saam met Joe groot te word? Ek weet julle in sy boek, die boek wat hy onlangs gepubliseer het, die storie agter die stories, praat hy baie van Be That Guy wat julle saam begin het net voor sy sterstatus. Hoe was die kinderjare saam met hom, en hoe is julle verhouding nog vandag, en die dinge wat julle saam aanpak? Nee, ek en Joe, ons het saam gebly by my ma, toe my pa en ma geskei is, totdat ek 11 was, en toe ek 11 is, toe trek ek na my pa toe in Pietersburg, en Joe bly agter by my ma. Maar daai eerste gedeelte was maar tipiese broers, ons is so 3 jaar uit mekaar uit, en nog altyd baie lief vir mekaar, alles saam gedoen, maar ook maar lekker beklei, en gerol of cricket in die tuin gespeel, en dan bat hy, en dan kry ek hom uitgebal, en hy man bat 'n 5-dag game, en ek sê elke middag moet terugkom en bil, en dit het maar baie van ons fights veroorsaak, maar ook mekaar se, ek onthou een incident, back in the day, toe ons nog van die pad af was, en Joe gaan uit een aand, en ek weet nie wat daar gebeur nie, maar die man kom met dik wange by die huis aan, die man het hom gepanelbeat, maar ek weet nie waar hy die nommer gekry nie, en hy gee die nommer vir my, maar ek bel hulle, maar nou is ek jonger as hy, maar ek maak daai stem dik, en ek bel hierdie ouens, en ek sê, julle moet dans vanaand, terwyl julle nog bene het, want ek gaan vir julle kom breek, en asof ek ou boet is, maar, so, ons het baie sulke oomblikke gehad, maar ja, ons het mekaar se nog altyd, ja, ons het 'n baie goeie verhouding,
baie uiteenlopende persoonlikhede, maar ook so dieselfde. Ja, ons lag eintlik as ons met ons vrouens praat, dat van ons mannerisms en goed wat ons doen is so baie dieselfde, maar ons is so verskillend. Ja, ek dink as ons gepraat, ek het nou die storie al gehoor en ek wil graag hê met daaroor praat. Ek dink as ek reg is, Joe en jou ma het vir jou eerste Volkswagen Golfie gekoop vir jou 21ste verjaarsdag en 'n paar maande later of 'n paar jaar later is die kar gerepossess. Ek weet dit was in daai tyd wat dit moeilik gegaan het. As jy bietjie vir ons kan vertel. Dit is maar eintlik so naby aan die tyd waar ons tot bekering gekom het. So ek het op 16 'n motorfiets gekry op hoërskool en ek het hom gery tot op 21. En as die pellekarre gekry het in matriek en goed is, was dit nou nie great om nog met jou 125 te ry tot op 21 nie, maar my ma sê toe hulle gaan vir my 21st vir my 'n Golfie koop. Jou werk by 'n karhandelaar op daai stadium en hy kan toe nou finansiering kry. Hulle gaan die eerste 6 maande se paemente betaal en dan kan ek aangaan. En hulle doen dit toe so. En daarna betaal ek hom weer vir 'n jaar. En eendag bel Joe my en hy sê, hoorie boet, einde van die maand, hoef jy nie jou kar te betaal nie. En ek dink, hoe nice is dit nou van hulle gooi nou nog 'n paement in die mix. En toe wat dit eintlik is hulle gaan my kar kom repossess, syne ook, want maar daai stadium met Joe 'n mail nie eens gehad, want hy was maar 'n bietjie met dwelms deur mekaar en dit was seker nie net dit nie, maar ek het die paemente vir hom kontant gegee en dan het hy ander planne gehad. En hier gaan hulle na ons karre kom haal. En ek dacht toe, ek gaan my laaste paement betaal. Die familie nie kan sê Joe en Willem het hulle karre verloor nie. Nee, Joe het ons karre verloor. Ja. Jy verskuldig jouself. En ek onthou dit was die 1 Mei van daai jaar en ek bel vir Joe, ek sê ek wil vir my geld bring en ek vra waar is hy en hy sit by 'n plek, 'n kuierplek daar uit Pretoria, Zambesi weg was daar 'n plek met die naam Die Braai. Nou ons het daar so, my 21st was daar gehou, ons foto's is op die mure, ons is local karaoke manne daar. Champs, ja, ek kan nou bedink met Joe. En hy sê hy's daar. Wat eintlik gebeur het is in die week het Joe so 'n bietjie dronk verdriet gekry daar een aand. En hy vra die eienaar, waar's jou broers, hoekom kuier hulle nie meer saam met ons nie? En hy sê nee, die manne het tot bekering gekom, een bietjie vroeër en een nou, hulle het hulle lewens vir die Here gegee, die manne drink nie eers nie, en dit was wille manne, dit was manne wat sommer, as hulle by huis is en daar's 'n vistank, dan moet daar vis lewendig gesluk word, en ook, jy weet, typies entertainers was nou, en toe was dit vir jou 'n groot ding, dat hierdie manne tot bekering gekom het, en hy sê, ek sal graag met een van jou broers wil praat, en dis toe nou die afspraak by die braai, die donderdag, 1 Mei, en ek kom al aan, en ek trek so in en daar's nog 'n kar met 'n sticker agterop, Real Men Follow Jesus. En ek moet sê, my verhouding met die Here was non-existent en eintlik my hele gevoel teenoor geloof was maar baie negatief as jong man. Obviously omdat ek van die pad af is en dit bots met alles wat ek doen en mee besig is, en dan as daar 'n God is, het ek 'n klomp vrae, hoekom het hy my in hierdie posisie gesit, en hoekom is daar leiding in die wêreld, jy weet al daai tipe van dinge, en nou wil 'n ou vir my kom sê, real men follow Jesus, en dit nadat ek 'n matriek, het die dominee 'n saak teen my gehad, waarvoor ek 'n week geskort was, daar is ook 'n storie van 'n ander dag, en so ja, ek was baie negatief teenoor geloof, die kerk, en al daai dinge. En ek kom by Joe aan en Joe sê vir my, hoor jy so boet, moenie 'n bier bestel nie. Die ou is nog nie daar nie. Ek sê hoekom, ek sal 'n bier bestel as ek wil. Hy sê nee man, 'n ou gaan met my kom praat oor die Here se dinge en so. Ek sê nee, okay. Ek sit en hy kom en hy praat met Joe en hy vertel vir hom hoe hulle nou tot bekering gekom het en hoe hierdie manne nog lewe en voorby ry en klomp wille dinge doen. Dit beteken nie as jy die Here dien, jy moet jouself in 'n kamer toesluit en net Bybel lees en kerk toe gaan nie. Jy kan nog steeds 'n man wees. Ek stop die ou, ek sê, luister jy het baie geld, jy en jou vrou en kinders gaan ry quad bikes op naweke en 4x4 en gaan plaas toe, al die goed wat jy nou sê. Maar ek en jou vat ons geld en ons kom hiernatoe en ons kom kuier hier of ons gaan nou Huygens toe. En ek sê ons almal het ons harte vir die Here al op hoërskool of iewers gegee en vir 2 weke later dan is all back to normal. Ja. Hy steur hom nie aan my nie want hy's daar vir Joe en hy praat lekker met Joe en ek besluit te gaan ry en kom terug later want dit pla my, ek het iets gaan aflaai en ek kom terug want dit my so gepla en die ou praat verder met Joe en
Hy sê vir Joe, ons gaan hierdie naweek het ons 'n mannekamp. Kom join jy ons nie net nie. Jy het ons nou niks om te verloor nie. Joe sê hy sal gaan. En lang storie kort, Joe gaan op hierdie mannekamp en hy het nie geweet wat om daar te verwag nie, maar wat al soveel goed in ons lewens gebeur wat ek sê altyd ek glo nie in God oor wat die Bybel vir my sê nie. Ek glo in God oor wat al in ons lewens gebeur het. Ja. Ek meen die Here skryf seker nog die Bybel. Ons gaan dit net nie print en goed nie, maar oor wat hy nog in mense se lewens doen vandag nog. En dit is skaars en dit is baie keer gebeur goed en baie keer gebeur goed nie. Maar wat al vir my persoonlike ervaring gebeur het, was daai byvoorbeeld een van dit. Jou kom die maandag na daai kamp nadat ek in Hatfield geparty het en hy op mannekamp was na my werk toe. En ek werk in 'n fabriek in Roslyn. En hy kom maar aan en hy sê net vir my eerste woorde, Boet, die Here is 'n werklikheid. En ek dink soos ou, waarop is jy? Want vir jou om daai woorde net te sê, dis nie reg nie. En hy het so 'n rooi armband aan wat sê forgiven. En hy sê vir my, Boet, regtig, daar was soos profete op hierdie kamp. Ek sê, Boet, daar's nie meer profete nie. Profete is in die Bybel se tyd dood, daai goed bestaan. Hy sê nee, legit. Hy sê 'n ou het so voor my kom staan en gevra, wanneer gaan jy weer musiek maak? En ek sê vir hom, ek kan nie, ek het my gitaar gepon by Cash Crusaders. En hy vra, wie gaan saam met die man gaan en sy gitaar gaan haal? En hy sê, hulle ry toe en hulle gaan en die gitaar is toe verkoop al. Maar hy sê, maar checkie Boet, en hy maak sy golf se deur oop, hy het ook 'n golf gehad, en hy haal 'n gitaar daar uit, 'n Ibanez. Hy sê, koop die ou toe vir my hierdie R4,500 se Ibanez, en hy het so 'n stickertjie op, sponsored by Jesus. En ek onthou ek praat nog so 'n bietjie met hom, maar ek kan nie glo wat ek nou hier sien nie. En hierdie ou straal, ek meen van, hy sê Boet, ek gebruik nie meer dwelms nie, ek drink nie meer nie, ek doen nie dit nie. En ek soos van wat ek laasweek gesien het na dit. En hy ry daar weg en ek onthou ek het hom nog 'n SMS gestuur. En al wat ek vir hom stuur is Boet, ek soek wat jy het. Ja. Ek kon dit nie vereenselwig met daai Here wat ons van gehoor het van kleins af, die storieetjies wat ons gelees het en die liedjies wat ons gesing het nie, maar dit wat in sy lewe gebeur het, wil ek ook hê. En dit was die begin van die journey gewees. Maar ja. Hoe daai pad toe vir jou gevorder? Jy het nou daai jy het gesê jy soek dit. Hoe het jy dit gaan ontdek? Wat het jy na dit gedoen? Hoe het jy die Here in jou lewe ingebring? Ja, is 'n baie lang storie, maar wat gebeur is toe hy daar ry, gaan ek reguit terug en is 'n fabriek waar ek het eisters gebuig vir 'n maatskappy wat troktrailers bou. Nou dis nie waar Willem gedink het hy gaan opeindig as jy hom nou op hoërskool, as hy nou daar meneer Pretoria Noord was en nou moet hy Roslyn toe en gaan eisters buig. Ek het gedink hy gaan net gaan. En daar was 'n oom wat een Vrydag oom Andrei, hy het een Vrydag my gegroet, sê ek, waar gaan oom? Sê nee, ons het 'n mannekamp hierdie naweek. So toe Joe weg is ek reguit in die fabriek en na oom Andrei toe en ek wil hoor. Ek sê oom, my broer was die naweek op 'n mannekamp en hy vertel my nou die goed van die ou wat sommer voor hom kom staan en vra wanneer gaan hy weer musiek maak. Hy ken nie eers my broer van 'n kant af nie. Dink oom hierdie goed se reël. En hy sê vir my, Willem, dis hoe die Here werk. En eers kop alles binne my vas, want iets wil nie hê dit moet waar wees nie, want ek leef in sonde en ek is deurmekaar met 'n klomp goed ook. Maar een kant wil hê dit moet. Ja. En daai oom begin met my 'n pad stap vir 'n week, dat hy my antwoorde het vir al my vrae en vir my DVD's gee om te gaan kyk en ek besluit ek gaan 2 weke vat wat ek die Here gaan soek. En kyk of hierdie Here ding nou real is. En as dit is, moet ek my lewe verander en as dit nie is, dan kan ek net aangaan soos dit aangaan. En in daai 2 weke het die Here my ontmoet. En die eerste aand was so 2 sondae aan en nooi Joe my nou kerk toe. Is nie die kerk wat ek aan gewoond is nie, is bietjie uit my comfort zone uit. Ek kom maar aan en dinge is vreemd, ek voel ongemaklik. Maar daai aand toe ek in die kerk instap, sê ek, Here, as U 'n werklikheid is, wys dit vir my vanaand. Asseblief. Nou 'n klomp goedjies gebeur wat my nog meer ongemaklik laat voel het, maar daar was 'n pastoor wat moes gepreek het en 'n ander een stap so na hom toe en hy vat die mikrofoon by die pastoor waar die preek moet begin en hy sê die Here wys vir hom hier's mense vanaand in die diens wat 'n aanraking van die Here nodig het. En ek dink okay, kom ons kyk. Toeval. En, ja. Hy sê hier's 'n man en 'n vrou hier vanaand. Die Here wys my julle is op die rand van selfmoord. Hy sê finansiëel down and out. Ek sien hoe sit die vrou op die rand van haar bed met 'n hand vol pille. En ek sê, "Jo, okay, kom ons kyk." En net hier skuins agter my staan 'n oom op, maar jy kan die swaar kry sien op sy gesig.
Sy vrou sit en snik, sy wil nie opstaan nie, pastoor kom op, hy sê staan op, ek wil vir julle bid, die Here wil julle vanaand vrymaak. En staan op en hy bid vir hulle en ek sê vir myself, yes, dis amazing. Jy kan daai call in enige kerk maak. Ja. En dan gaan so 'n koppel wees. Maar die volgende oomblik sê hy sê, is iemand hier vanaand, hy sê jy soek al heel week na die Here. Nou ek het regtig gesoek en so nog op kamera al daai detail vertel, maar hy sê jy soek al heel week na die Here. En toe hy dit sê, begin ek ongemaklik voel. Hierdie ou praat nou met my. Nee, hy begin nou nader Hy kom. sê jy's depressief en soms voel dit vir jou of die duiwel jou in die keel beet het en ek sê dit voel of ek 'n suurlemoen geëet het en hierdie kiewe trek so styf. Want daar was soveel dae wat ek op my bank gelê het, veral na 'n Vrydag kuier en ek my lewe en my lewenskeuses kontempleer en dink waarmee is ek besig en waarheen is ek op pad en dan wil ek nie meer lewe nie, maar ek weier om selfmoord te pleeg want almal in my familie het al probeer en ek is nie soos hulle nie. En dis al wat my lewe red. En hy praat nog so en ek dink, weet jy wat, ek gaan maar net opstaan. Hierdie ou moet nou maar vir my bid en sy ding doen, want as niks gebeur nie, sien hierdie mense my in anyway nooit weer nie. En ek wil so opstaan en daar staan 'n meisiekind op en ek soos, oei. Hy praat met haar, 'n massiewe kerk en amper het ek nou voor al hierdie mense nou 'n gat van myself gemaak. En hy sê, hier's nog iemand. Né? Jy's my hart klop. Ek vergeet ek is saam jou hulle daar. Ek voel of ek alleen in die kerk sit. En ek dink so, hy stap so op en af en ek dink as hy weer so in lyn met my gaan wees, gaan ek opstaan. En toe hy so stap en hy kom so in lyn met my, toe point hy my. Toe sê hy, jy jong man, staan op, kom vorentoe. Ek kan nie glo wat gebeur nie. Ek so smile sommer. Nou dink ek hy het nou net gepraat van die ou wat so depressief is, maar ek het die grootste smile in die kerk. Kom maar voor en hy sê vir my, wil jy jou lewe met die Here en jou saak met die Here regmaak? Ek sê ja, ek wil. Hy sê dan moet jy vanaand agter my aanbid. En jy weet ons hulle doen maar soms so 'n sinner's prayer tipe ding en hy sê bid agter man, of kan niks uitkom nie. Kan nie bid nie. Hy sê die mic voor my, hy sê die duiwel moet hoor wat jy vanaand te sê het. En ek onthou Joe so afgestap en sy hand so op my skouer kom sit en ek bid. En ek beloof jy het gevoel of berge van my skouers afgeval het. Ja. Obviously oor goed wat ek gedoen het. Obviously oor goed wat my gehond het oor my verlede en ek stap terug na my seat toe en ek voel so half dronk. En ek onthou ek gaan sit net langs Joe en ek sê Jesus boet hierdie goed se reël. En daar besluit ek gee my lewe vir die Here, maar ek gee my lewe vir die Here. Vir nou wil ek met 'n tent bo in Afrika gaan bly en sendingwerk doen, want dis my verwysing van werk vir die Here, 'n sendingwerk of iets soos dit, maar hierdie lewe gee ek vir hom. Ek het hom nou getraai tot en met die ek sien waantoe is op pad, maar nou kan jy maak wat jy wil. Enigiets sal beter wees. En dit was die begin van my journey en die Here het so baie vir my gedoen in die volgende 2,5 jaar van my bekering by my werksplek. Ek meen mense kon sien, ek meen al ons vriende was soos nou hy dat Joe en Willem hulle lewens vir die Here gegee het en dinge nie. En dit was die begin van die journey. Ja, nog baie foute vorentoe gemaak, nog baie teleurstelling beleef. Goed wat ek nou terugkyk en sien, ja, die Here sê in die woord, die goeie werk wat ek in jou begin sal ek volëindig. Maar dis nie 'n bekering en jy's perfek nie. Ja. En ons werk na daai besluit ook en ons almal is maar work in progress selfs nou nog. Maar ek het baie geleer in hierdie jare wat ek saam met die Here en net soos eergister sê ek vir my vrou, ek kan nie sonder die Here leef nie. Ek weet nie hoe doen mense dit nie. Hoe rely jy net op jouself en jou eie vermoë en as jy nie ek is totaal en al afhanklik van God en sy genade. Dit wat ek het, weet ek verdien ek nie. Dis genade. Die posisies waarin ek is, die plekke wat ek kom, die mense wat ek ontmoet, wie ek geword het, sou ek nooit gewees het nie. Willem, so jy en Joe het hierdie nuwe bekeringspad ingeslaan. Het julle in dieselfde vriendekring gebly of het daai vriendekring toe mettertyd kleiner geword? Hoe het julle vriende julle aanvaar? Het hulle saam met julle hierdie nuwe journey aangepak? Vertel ons bietjie meer van dit. So ons is baie passievolle mense, ek en Joe. As ons in iets glo, dan gaan all in. Dan is ons all in. En toe ek tot bekering gekom het, was ek verskriklik radikaal en ek het alles wat ek in die woord lees baie letterlik opgevat en met sonder kennis van die woord en geen ondervinding nie, het ek besluit ek gaan al my vriende red, want ek soek nie nuwe vriende nie, ek love my pelle en ek gaan nie laat, in my oë was dit soos, die ouens gaan hel toe en ek moet hulle red uit die hel uit en dit was die mission waarop ek was.
So aan die begin was dit vir hulle baie weird. So van die ouens het geklim, my gesig skyn, dan het van hulle gekom om te kyk of dit regtig so is. As ek Twilight. Ja, nee. Dit blink so 'n bietjie. En dan van hulle het gesê regtig soos mal geword. Daar was baie redes daarvoor. Ek kan dalk so een of twee voorbeelde gee, maar een van dit is meeste van julle sal dalk weet wie die rugby speler Jacques van Rooyen is. Hy het so 'n bietjie vir die Bulls dit gespeel. Groot seun. Hy het by Lions ook gewees en ons is pelle van skool af, maar ek en hy het eintlik lekker gekuier, saam gekuier en hy is Seychelles toe, saam met twee van ons vriende met 'n Blue Bull Sharks final beklei hulle in die Seychelles en hulle word gedeport. En nou kom hy terug. Hy weet nie van Willem se drastiese bekering nie. Hy dink ons gaan die dorp rooi verf. Hy boodskap my net biertjie vraagteken en ek's nog so vars tot bekering die yskas, hy het nog 'n paar in. Ek sê is reg, kom. Hy kom na my huis toe en ek onthou ek maak die bier vir hom oop. Ek gee dit vir hom. Ek sê vir hom vriend, hier is 'n werklikheid en ek wil graag met jou hieroor praat, maar ek het nie die kennis nie. So wat ek gaan doen, ek gaan vir jou gou 'n DVD insit wat jy moet kyk. En ek druk 'n DVD daarin wat van 'n ou met die naam Kent Hoven en hy praat oor evolusie en allerhande goed soos dit. En ek sê jy moet hierdie kyk en dan kyk ek vir hom, laat hy kyk. Nee, kyk ek en dan maak ek seker hy kyk. Hy's so ongemaklik, hy drink nie die bier eers klaar nie. Hy slaap jou hand by my oor en ek sien hom soos vir 2-3 maande nie weer nie. Want hy sê hy gaan nie weer naby my kom nie. Ek is legit mal geword. Maar een aand is Jaco van 'n Westhuizen wat vir die Bulle gespeel het. Hy het op daai einste final het hy nog, ek dink op die palle geklim en 'n hemp aangetree wat gesê Jesus is king onder sy trui. En hy praat die aand by 'n kerk en ek dink rugby is Jacques se ding. Ek gaan hom nooi en ek nooi hom na die kerk toe. En is 'n ou oom, Winshay was sy naam, en dan was dit Jackie en ek en ons sit so en op die einde vra Jaco, vra 'n bietjie die ou langs jou vanaand of sy saak reg is met die Here. Maar ek bid al heeltemal Here asseblief dat Jacques net vanaand sy hart vir die Here gee. Vir U gee. Maar nou wil ek hom nie vra nie. En die ou oom langs hom sê, seun, is jou saak reg met die Here? Hy sê nee oom, staan hy op baie kwaad en hy gaan gee sy hart vir die Here. Ja. Maar ek het een van die mooiste foto's waar hy so staan in 'n kring met die hele Lions rugby span so en hy bid vir die span en hy sy hart vir die Here gegee en stap op pad met die Here. Ek het soveel vriende vandag wat pastore is, NG predikante is en wat ek en my broer initieel net weer aan die Here voorgestel het en wat hulle journeys gestap het. Een van hulle deel ek graag met julle en ek dink ek nog nooit op 'n publieke platform gedeel nie, maar dis die realiteite van die lewe en waar ons vandaan kom en dit is maar rof. So ek het een aand was ek daar by die Stormfool Dance Akademie. Nou net die wat weet sal weet. En ek kan my afleidings maak. Ja, ek loop 'n vriend van my raak wat saam met in Pietersburg in 'n band was. Ek was net tot graad 10 in Pietersburg, staan dit 8 en hy was ons basgitaarspeler. En ek loop hom maar raak, ek sê, hey Pella, wat maak jy hier? Nee, hulle is hier vir 'n eiendomsagent kursus en dit en toevallig loop ons mekaar daar raak. Dit is so die Februarie. Ek kom daai Mei maand tot bekering en ek voel op my hart ek moet hom boodskap. Ek stuur vir hom 'n boodskap. Ek sê my vriend, ek wil net vir jou sê, dit mag dalk vir jou vreemd wees, maar die Here lê op my hart dat ek moet vir jou sê as jy hom gaan toelaat in jou lewe, gaan hy jou nog magtig in sy koninkryk gebruik. Ek ignore my flat want hoe kan jy nou saam met my in so 'n plek sit en dan wil jy nou kom die Here lê op jou hart goeders. En klompie jare later hy het 'n besigheid gehad wat gesink het en gevou het en hy sit met baie skuld, eindig op as 'n waiter in Pretoria in Centurion by 'n Spur, maar hierdie Spur het op Woensdae 'n manneoggend. By die manneoggend kry hy woord in en die Here begin met hom werk en ek het 'n selgroep in Centurion van ander ou pelle en hulle nooi hom en daar ontmoet ons mekaar weer en ek maak op baie stadium leer armbande vir 'n lewe. Ek leef net van Christelike leer armbande vir 6 jaar van my lewe. Ja. Maar wat ek toe doen is ek gee vir hom van die armbande, hy begin dit by die Spur verkoop en die Spur hy kry dan 'n kat, ek kry 'n kat. Die ou was nou eergister op ons golfdag die eienaar van die Spur en ons praat nou van 'n hele klomp jare terug. Maar dieselfde vriend van my gaan Pietersburg toe terug en hy word deel van die AGS kerk daar. Hy gaan swat om pastoor te word. Hy word 'n pastoor, jeugpastoor op Steelpoort van daar af Groblersdal se hoofpastoor en hy's vandag op Potgietersrus.
pastoor en hy het 'n boek geskryf of deel van 'n boek geskryf wat in Koenboeke verkoop van ek dink is die groot storie of sy groot storie, 'n kinderbybel. Wat hy 'n groot aandeel van geskryf het. So hierdie ou word magtig in die koninkryk van God gebruik. En soveel sulke stories en dan van pelle en vriende en almal wat die pad stap en wat predikante is. Ek het 2 wat NG predikante is. Close vriende en alles uit daai initial bekering. So my ding was, ek het na Pelle toe gegaan en gesê jy moet kerk toe kom en jy gaan help toe. En sê, hoe kan jy dit sê? Nee. As ek want laas maand of 2 maande terug het jy saam met my hierdie gedoen en daai goeders. So dit was nie so ek oordeel jou nie oor wat jy doen nie, wat is wat ons doen. Ja. En ons kan nie en ek het op daai stadium gesê ek gee al die braais en al die parties en al daai lekker dinge hier op aarde prys. Sodat ek in ewigheid vir altyd om 'n vuur saam met my Pelle kan staan. En dit was my uitkyk geweest. Ek verloor eerder 'n paar goeders hier sodat ek die ewigheid saam met hierdie manne kan hê. En ek het hulle met daai, ek het gevas en gebid vir vriende, op berge gaan sit en bid 6:00 die oggend. Baie radikaal geweest. Ja. Maar ek het 'n papiertjie in my Bybel met my vriende se name. Daar's nog so 3 uitstaande en die tyd's nog nie op nie. Ja. Wat ek afgetik het soos hulle tot bekering gekom het. Ja. En ek het hom nou nog en daai is vir my amazing om te sien hoe faithful is die Here dat hy tot jou vriende vir jou red. Ja, dis wonderlik. Ek wil vir jou vra, ek weet jy en Joe het voor sy sterstatus het julle Be That Guy, is dit iets wat julle saam mee 'n plan gehad het, hoe het julle aan dit gekom en vandag nog bestaan dit? Ek dink jy en Selmarie het dit nou hierdie jaar 'n bietjie meer wat julle dit nou gaan dryf. Hoe dit begin, wat was die gedagte agter dit en wat is julle toekomsplanne met Be That Guy? So Be That Guy het per ongeluk gebeur. So ek het gevoel eerstens toe ek tot bekering gekom het, ek gevoel my roeping is om terug te gaan skool toe en met Willem en met Joe en al ons Pelle daar te gaan praat. En ek begin toe 'n ding met die naam Keerd for Life eers. En dit is toe nou dissiplinêre intervensiekampe waar ek jong manne op avontuurkampe vat om hulle blootstelling te gee aan positiewe alternatiewe in die buitelewe en die slogan was Outdoor Exposure to the Sun, SON. En dit was die mission. Ek het 'n logo design en 'n vrywaringsvorm en na skool toe gegaan en gevra vir hulle 5 moeilikste manne. En ek het dit begin, maar in 2016 gaan ek na Joe se huis toe en kom daar aan en hy wys my so in die garage rond. Hy sê, "Boet, hoor jy kamp ons baie, wil jy nie hierdie 2 Kydex gasbottels by my koop nie?" En ek het hierdie matrassies wat ons op 'n site gebruik het. Hy sit sonder werk en hy het nie geld nie. Die spaarbadkamer het nie handdoekies of seep by nie. Dit lyk of hy nou net ingetrek het en dit gaan maar swaar met hom. Hy sê nou hy was nooit sonder werk nie, hy was net tussen kontrakte. So hierdie kontrak was bietjie gespuis. En wat gebeur is ek gaan terug skool toe. En ek praat met die tannie by finansies en ek vertel haar van my broer en die situasie en sy vra my nog vir sy bankrekeningnommer en sy plaas anoniem geld in sy rekening in. Maar wat ek besig was om te reël terwyl ek daar by hom was, ek het hom gevra, ons het 'n saaidag by 'n hoërskool daar in Pretoria. Ek sê ons het 'n saaidag en beteken die kinders bring kos skool toe vir so 38 behoeftige gesinne in daai skool. Graad 8 bring nou ontbytpap, graad 9's bring toiletware, graad 10's bring grane, wat ook al dit mag wees, maar elke graad bring iets anders. En ek dink, laat ek hierdie ou met sy tattoos en baard bring en dalk gaan die kinders dink ja, hy's cool en hulle gaan vir hom luister want hulle is my gewoond. En die dag kom Joe skool toe op die Woensdag. Hy kom motiveer die kinders om dan Vrydag die kos te bring. En hy sê, en dit het basically waar Be That Guy begin het, want hy het 'n praatjie gegee wat sê, ons kan nie die wêreld noodwendig verander nie. Ons kan nie die oorloë oplos nie. Ons kan nie eers die crime in die middestad, ons sukkel selfs met die potholes. Ja. Maar wat ons kan doen is wat binne die 4 hoeke van ons skool gebeur. Daaroor het ons 100% beheer. Hoe ons hier met mekaar praat, hoe ons mekaar hier behandel. As hier 'n pyp bars, kan ons hom fix. Let's be the change we want to see in this world. En hy sê, as ons 'n selfoon byvoorbeeld, jy moenie jou selfoon skool toe bring, maar as jy hom vandag saam met jou het en jy vat hom badkamer toe en jy vergeet hom dalk daar op die bak. En 2 periodes later onthou jy daarvan. Is daai foon nog daar? Almal nee. En elke skool waar ek kom sê hulle nee, hy's weg. Ja. Hoe kan dit die norm wees? Dit beteken ons het kriminele in al ons skole. Ja. En as jy 'n klein krimineel is, vra ons jou, doen jou werk daar buite. As jy gaan steel daar buite, maar nie hier nie.
Want ons het seer by die huis, van ons het teleurstelling, van ons gaan deur baie. Kan ons net at least hierdie spasie hê, waar ons 'n wêreld kan ervaar waarvan ons droom. And if you pledge to be that guy, and to be that girl, steek jou hand op. En die hele skool steek hulle hand op. Hulle sê nee, ons wil die een wees wat optel die wat gevalle. Nie meer ons vuiste gebruik om mense seer te maak of ons krag nie, maar om op te tel en te help en te motiveer, al die mooi dinge. En hy sê, ek gaan 'n selfie neem as bewys dat jy jou hand opgesteek, en hy neem 'n selfie en hy sê, ek gaan hom vanaand op Facebook post en gaan tag jouself. En hy caption hom iets soos in die lyn van, so lyk 'n skool wat hulle hande opsteek om die verskil te wees wat hulle in Suid-Afrika wil sien. Laat weet Suid-Afrika, daar's 'n golf van hoop op pad. Ja. En wat hy nie weet nie is dat soos 'n klomp skole gaan hom nooi die volgende week om die praatjie te kom doen. Hy gaan beeld se voorblad toe met daai selfie. Hy weet nie eers wat, hy sê Boet, jy moet gaan, jy's die een wat praat. Hy sê ek doen 'n bietjie worship en dinge. Hy doen op daai stadium worship vir 'n kerk en ruil vir sy hier. En ek sê ek kan nie, ek's vas, ek's jeugwerker toe by daai skool. Jy moet gaan en dis toe nou die begin van die hele Be That Guy beweging. En eers daai Desember word hy raak gesien in 'n kroeg en word hy 'n goeie vriend van ons Roan van As wat nou Rowan Ash is gesign en die res is history. Maar dis die ontstaan van Be That Guy. Ons nou uitgaan skole toe om met jong mense te praat, hulle te motiveer en eintlik maar net oor waardes te praat. Soos ons het nog altyd by die skole, al die skole het hierdie borde van integriteit, lojaliteit, respek, verantwoordelikheid. En dit beteken eintlik niks vir jou as jy net verby dit stap en dit lees nie, maar hoe maak ons dit prakties vir die kinders? Hoe sê ons as daar staan eerlikheid, dan vat ek hom, ek haal hom van die bord af, ek sit hom in my en word eerlik. En wanneer die geleentheid kom om oneerlik te wees en ek's eerlik, het ek daai toets geslaag en word dit my karakter, my woord en daad kom by mekaar. En dit vorm my karakter en my karakter vorm my toekoms. En die mense wat ek gaan word. So dis wat ons met Be That Guy doen. Dit het al ge-evolve in 'n klomp dinge in ons app Heroes Anonymous waar kinders kan rapporteer as hulle geboelie word. Ek meen, ek kyk nou wat daar in Milnerton nou aangegaan het, maar dis nie net daar nie, is oral. En ons het al lankal die oplossing of 'n tool, 'n hulpmiddel. Ja. Ons nog altyd ons hart. So Be That Guy, ons doen nog steeds kampe vir jong manne. Ons werk aan die Be That Girl kant ook. En dit gaan oor om hulle positiewe rolmodelle te gee, te mentor, verhouding met te bou en dan sodat ons kan inspraak in hulle lewens. Ek het seuns wat ek nou al 12 plus jaar mee pad stap, 15 jaar van hulle en ek meen 3 van my eerste 5 seuns wat op die kamp gehad het was op my troue. En ons is pelle vandag, is nie meer seuns nie, is manne met besighede en vrouens en kinders. Ja, want ek wil vir jou vra, ek dink baie keer aan woon ons hierdie kampe by of ons julle wat in die skoolsale kom praat en die oues highly motivated op daai stadium, maar soos jy nou gepraat het van 2 weke gaan verby en dan sit back to normal. Ja. Hoe kry julle dit reg om die kinders te hulle invest te kry in dit wat julle doen en om seker te maak dat dit 'n voortdurende en 'n aanhoudende proses van groei en ontwikkeling is? Ja, so in die ou dae het hulle altyd gevra wat is die opvolg? Ja. Hierdie goed is nie, want daar's geen opvolg nie, maar dit was in die tyd wat Facebook en goeders ook maar net en sosiale media eers begin traction kry het. En nou het ek kyk elke dag in sy lewe vas. Ek kan sien waar sy, ek deel sy victories, ek sien sy kind is gebore of hy het sy lisensie gekry. Ek is konstant, ek weet wat in sy lewe aangaan en ek kan sê hy buddy, ek's bekommer oor jou of hy kan sê eers Willem, wanneer kamp ons weer of doen ons iets. So daar's nou kanale van kommunikasie wat daar nie altyd was nie. En baie skole sal my opsit in 'n video call as hulle met een van die seuns wat ek op die kampe gehad het weer moeilikheid het en dan sal ek en hy praat en dan sal ek vir hom sê, "Hey my Bill, wat gaan aan? Ek en jy het ons 'n plan met jou lewe en jy werk nou teen ons plan. Ja. Hoe gaan ons hierdie ding regmaak?" So ek sal vir jou 'n bietjie 'n goeie woord insit by die skool, maar jy gaan my nou nie drop nie. Ja. So net daai accountability wat hy nêrens anders het nie en ek skree nie net en kyk in sy foute en vertel vir hom wat 'n washout is hy en dat sy hele toekoms en hy gaan tronk toe eendag. Want dis al wat onderwysers nou kan doen. Ja. En mense in daai posisie want in die verlede gee jy jou pak. Ek wil nie eens weet wat jy gedoen nie. Juffrou het jou gestuur. Hier's hy. Pakslaa. Huil 'n bietjie of rooi gesig stap in die klas en jou pelle lag vir jou en is oor en verby. Maar nou moet ek in jou karakter inklim. Ek moet vir jou vertel hoe jou toekoms gaan lyk en dit amper meer skade op die einde van die dag. So ek probeer om nie daai ou te wees nie. Ek is streng op die kampe en goeters en ons duidelike lyn tussen reg en verkeerd. Maar ja, ek mentor hulle langtermyn en nie almal maak gebruik daarvan nie, maar wat ek doen na 'n kamp is ek sê hierso is 'n nommer, my nommer. Ja.
So as jy ooit voel jou daar waar jy voel ek wens my pa was hier of ek wens ek het iemand gehad, hoef jy nie te wens nie, hier's 'n nommer. As jy ooit tokse vir rugby nodig het, dis die nommer. As jy ooit 'n matriekafskeidsuit nodig het, hier's die nommer. As jou girl jou gelos het en jy voel jy wil nie meer lewe nie, hier's die nommer. As jy dink sy swanger, hier's die nommer. Ons moedig nie daai goed aan nie, but it happens. Ek sê ek kan nie jou ma se huur in haar karpaaiemente en julle medies betaal nie. Maar vir jou kan ek uitsort en vir jou kan ek instaan. Die skrif sê sien om na die wees en die weduwee. Daai seun is wees want sy pa is afwesig. So dan sê ek hier's die nommer. En baie gebruik hom nie. Maar weet jy wat dis nie daai vangnet en daai confidence dat as ek ooit sou het ek dit, maar 'n seun wat nie dit het nie. So dis die ou wat die biker gang wil join. Dis die ou wat die groepie wil hê want dis waar sy brotherhood dan nou vir hom so baie beteken en dis hoekom maar in tronke, gangs en al hierdie tipe van want dan wil 'n plek wees om te belong want ek het nie daai backing enigstens anders nie. En dit create dit. So ek gee daai velle en dan sê daar, use it, don't use it, maar ek sit myself uit vir dit. Ja, ek moet sê Willem, ek het jou nou Januarie maand ontmoet en jy het hierdie gawe om met mense te werk. Ek dink jy het op sekere intervalle, ek dink ons het moes in Januarie met mekaar te doen gehad. Maar dan party weke of waar gaan 'n paar weke verby en dan jy die blou tyd sien ek hier's 'n boodskap van Willem wat hier opduik in my WhatsApps. En net 'n voice note om te sê hoor hoe gaan dit met jou? Check net in. Jy weet en dan dit is vir my so baie keer het ou dit nodig, jy weet want ek sien altyd hoe die Here sekere mense in my lewe ook gebruik om met my te praat om net ook in te check. Jy weet en 'n ou het soveel waardering en ek wil dit vir jou as 'n kompliment gee om te sê well done hoe jy jou verhoudings bou met mense. Jy het definitief 'n gawe en 'n passie om met mense te werk. En ek dink jy lewe definitief jou roeping uit. Die volgende vraag wat ek het is dit is baie keer moeilik om hierdie tipe liefdadigheidswerk as ons dit so kan noem te befonds. Wat doen julle? Hoe maak julle dit werk? Want uit die aard van die saak is jy maak staat op mense om jou projek te ondersteun, want anders kan jy dit nie dryf nie. So hoe hou julle dit hierdie droom aan die gang en hoe kry julle die impak gemaak? Ja, ons noem dit maar altyd charity of goed en ek hou nie eintlik daarvan nie, want dit is nie vir my charity nie, dis my lewe. Ja. Maar daai goed in strukture is in plek gesit om mense soos my wat dit jou hart en passie is om liefdadigheid te doen te kan ondersteun. Maar ek het begin deur my kampe te doen, het ek dit self gefinansier. Ek het byvoorbeeld my eerste armbandbestelling was bonatuurlik leer armbande waarvan ek my eerste armbandbestelling was R18,000 by Gospel Direct boekwinkel. Amazing. En ek vat toe R15,000 daarvan, ek koop 5 rugsakke, 5 slaapsakke, 5 paar New Balance tekkies, 5 koplampe, knipmesse, Bybels, caps. En ek vat daai 5 seuns op 'n kamp. En daarna het die Here al vir my oes op daai saad wat ek gesaai het ingebring. Ek het deur 'n organisasie in Limpopo hier back in the day toe na Mighty Men waar ek net bid, ek sê Here, al wat ek wil doen is kamp hou. Of dit nou 'n werk is en of 'n mens dis wat ek met my lewe wil doen. Daar's nie so 'n beroep nie, daar's nie so jy kan dit nie voltyds doen nie. Dis wat ek met my lewe wil doen. Ek beloof jou, ek lieg nie vir jou nie. Dis die Sondag, Maandag belle ou my. Hy sê Willem, dis Drian Fourie, ek bel jou uit Pietersburg uit. Ek sit hier by die ginekoloog se spreekkamer saam met my vrou en ek lees hier in 'n tydskrif van hierdie kampe wat jy doen. As ek sê ja, ek weet nie van 'n tydskrif dit. Dis nou ek sê yes, hoorie. Ek was die naweek in Pietersburg. Is nou jammer jy bel my nou. Ek was by Mighty Men, een van hom Angus se goeters. Hy sê ja, ek was ook daar. Hy sê Willem, maar vertel my gou, hierdie kampe wat julle doen julle dit net daar in Parys in die Vrystaat? My enigste kampe wat ek al gedoen het ek al gedoen. Nou moet ek hierdie ding mooi benader. Ek sê vir hom, ja, op hierdie stadium net Parys, maar ons visie is om hierdie ding uit te berei na elke provinsie in die land en gaan groot. Gaan so en so. Ek sê, maar weet jy wat my vriend wat my help met hierdie? Hy bly in Pietersburg. Dalk moet julle twee connect. Hy sê nee, wag voor connect. Ek weet wat se kerk is jy en hoekom doen julle wat julle doen? Kom ons hoor eers daai. Ek sê my vriend, vir my hierdie kampe begin of die idee vir die kampe by 'n boek wat ek gelees het met die naam Wild at Heart van John Eldridge. Hy sê jy lieg. Hy sê ek was in Colorado in Amerika op een van John se kampe en hy sê ons moet by mekaar uitkom en hulle borg vir my vir 2 jaar R15,000 'n maand. Sure. Om kampe te hou. Ek het 15 gesaai. Ek sê vir die Here Sondag, ek weet nie hoe gaan ek nie, maar dis al wat ek wil doen. Die Maandag is dit uitgesort. So bonatuurlik. So met die baantjies aangegaan hier en daar. Okay, in 2016, einde daai jaar word my broer Joe Black
En nou kan jy weet, nou maak daai 'n hele nuwe platform en guns los. Ek ken nie 'n mens in my lewe al ontmoet met so baie guns op sy lewe soos my broer Johnny. En obviously gee dit spoel dit af oor my lewe en ek kry daai guns en Joe begin golf daar. Be that guy golf daar en die manne kom en maak hulle harte daaroor oop en die golf daar het nou elke jaar so ver ons befonds. Ek het altyd vir die Here gesê ek wil nie 'n charity case wees nie, ek wil soos Paulus tente gemaak het, wil ek my eie ding hê wat ek dit self kan finansier want ek wil nie mense smeek vir geld nie. Nou op 'n golfdag vertel ons die storie en die ouens maak donasies en dit help baie en dit maak dit ek kan doen wat ek wil doen, maar my visie is baie groter en my hart is baie groter as die finansies wat ons inbring. Ek het baie drome, maar jy kan net droom so ver soos die finansies ook toelaat en ek berus my by dat dit dalk is waarmee die Here my nou ook vertrou. Soos ons nou eergister die golfdag gehad en hy sê my uitgereën. En so ons is gekap op die auction, maar dit is wat dit is. So ja, golfdag is ons hooffinansiering. Ek het wel nou die dag en ek moet dit bygooi. Ek hoop ek praat al te lankie. Ek loop 'n ouetjie by Atterbury Valley Mart raak al in Pretoria. Ek stap so, hy sê ekskuus tog meneer, meneer vir my 'n paar rand. Kyk hom so en ek ken sy naam want ek ken hom van kleins af. Ek sê, hoe gaan dit met jou? Hy sê, Willem. Ek sê, hoe gaan dit met jou? Hy sê, goed. Ek sê, voor ons praat geld, kan ek jou nie rehab toe vat nie. Hy sê, ja, ek wil eintlik gaan, ek het 'n ou wat vir my sal betaal, ek moet net daar uitkom. Maar ek het 'n rehab wat ek gebruik in Vanderbijl Park, wat ongelooflike werk doen, Yahweh Rapha is die plek se naam. Ons het hierdie jaar so 9 mense deur hom, met amazing resultate, en ek wil hom soontoe vat. Ek sê, hier is my nommer, as jy weer daai ou wat bereid is om vir jou te betaal raakloop, laat hy my bel. Hy bel my so 'n week later. Hy sê ja, hy weet nou nie eintlik nie, hy het al baie geld op hierdie maat spandeer en hy weet nou nie of hy wil. Ek sê luister, ek het 'n rehab wat werk. Maar as ek weer in Pretoria is, dan gaan ek jou laat weet en dan kom ons by mekaar. So 3 weke terug gaan haal ek 'n vrou in Vanderbijl by die rehab en ek ry met haar Menlyn toe waar sy die bus moet klim, weer kom haar die poort toe. En terwyl ek daar vir die bus wag, bel ek hom, ek sê luister as jy naby is, laat ons ontmoet. En hy kom na my toe. En ons gesels bietjie oor die ouetjie en dat ons hom dalk by die rehab kan uitkry en goed en hy sê Willem, ek het 'n ding wat ek dink jou dalk kan help en hy gaan na sy kar toe en hy bring vir my so 'n QR code. En hy sê hy het hierdie stelsel gekry waar vir NPO's waarop mense kan geld skenk of maandelikse debietorder opteken en hy sit die hele ding aan mekaar en ons het hom nou op ons golfdag gebruik en gelons. En dis ook nou 'n platform waarop ons kan uitstuur en mense vra om 'n donasie te maak, dit is wat jy glo, as jy voel, ons moet in die jeug invest, en jong manne, veral die wat nie noodwendig net nie paas het nie, maar jong mense wat leiding nodig het, want hulle is die leiers van môre. Ja. Daar's baie verskillende roepings, jy kan by weeshuise, jy kan by outehuise, jy kan by verskillende goedjies wat regtig na in die hart is, betrokke raak, maar ek voel dis my roeping en ek moet daarop fokus. Ek het inteendeel al eendag vir iemand gesê, sê hulle, Willem, wat dink jy is jou roeping? Toe sê ek, die ryk mense. Sê hulle, hoekom sê jy dit? Sê ek, iemand moet hulle help. Ek sê, niemand worry oor hulle nie. Ons almal wil op in Afrika en daar in die arme gebiede gaan. Ek sê, maar die skrif sê, dit sal moeiliker wees vir die ryk man om die koninkryk te beerf as vir 'n kameel deur die oog van die naald te gaan. Ons moet geworried wees. Ja. En dit was net 'n grap geweest, maar wat ek meen is, jy het jou bediening en jou roeping, en myne is jong man. Ek kan baie ander goed ook doen. Maar soos 'n Uno kan Kaap toe ry en 'n cruiser kan Kaap toe ry, maar Uno kan nie off-road ry. Ja, ek dink ek en jy het die gesprek ook gehad van iemand dat jy die 2 tipe mense in die lewe, die ouens met die sopkombuis aan die gange en dan kry die ouens nodig met dit befonds, jy weet. So ek dink julle doen verskriklike goeie werk en ek dink ek en jy het van die kamera af gepraat. Julle is 'n geregistreerde non-profit organisation en 'n public benefit organisation. Nou as jy 'n bietjie gaan kyk na die belastingterme, enige besigheid, jy in jou eie danigheid, as jy artikel 18 kwitansie kry, kan jy die donasies wat 'n mens aan julle maak dan nou aftrek van belasting. Ek dink vir baie besighede is dit ons almal sit ons maar met begrotings en kyk wat kan 'n ou weggee om sekere organisasies te ondersteun en dink kan ek julle regtig aanmoedig, Willem. Ek dink ek ken jou persoonlikheid en ek dink die geld wat jy kry, wend jy op die regte maniere aan. Jy is nie daarop uit om jou leefstyl aan te pas of om nou 'n nuwe kar uit te trek as jy donasies kry en ek dink jy wil 'n impak maak in jong mense se lewens en ek dink dit wat julle doen moet ons net groter maak en beter maak, want dit is soos jy in die begin gesê het, die grootste probleem wat ons het is 'n mansprobleem. En as ons daai probleem kan uitsort in die wêreld,
dan kan ons baie dinge makliker en beter maak. Nee, verseker. En laat ons by die wortel van die probleem uitkom en nie sit met die vrugte en dan probeer die vrug van die probleem uitsort nie. Ek sê baie keer pluk jy die vrot vrugte af en ons moet nou met die boelies gaan werk en ons moet vir hulle sê moenie boelie nie. Ons moet by die wortel van die probleem uitkom en ons moet daarso 'n ding aanspreek en ek meen ons kort meer mentors. Ons kort manne wat step up om te sê luister ek doen my werk by die huis en ek maak my kinders mooi groot en ek leer vir hulle waardes en goeders, maar ek kan dalk enetjie bietjie intrek of by die skool betrokke raak of enigiets soos dit. Dit is nie net my verantwoordelikheid en my werk en alhoewel ek voel dis my roeping en dinge nie yes, ek meen waar ook al jy is, vra maak met ons kontak, vra hoe kan ek dit doen? Hoe kan ek dit in my omgewing in my dorp 'n verskil maak en begin 'n be that guy campus of 'n Be That Guy groepie daar by ons. Het baie ouens wat in die week sommer 'n Be That Guy breakfast braai het. Dan braai ons in die oggend al 5 uur, 6 uur, dan braai ons en gaan die ouens werk toe van daar waar hulle mekaar motiveer en sê waarvoor hulle staan en hoe gaan hulle gemeenskap beïnvloed. Maar ons kort meer manne wat opstaan en sê luister, ek gaan intentioneel wees om 'n voorbeeld en 'n mentor vir jong manne daar buite te wees. En ja, ek hoop nie net deur ek het nou 'n klomp opgerig. Ja. Ek het seuns wat op my kampe is wat nou gaan en by skole praat. Ek het 'n masjien daar in Limpopo, Dian Venter, wat self by skole gaan praat, kampe hou en hy was 12 jaar terug op een van my kampe gewees. Hy's my vriend. Ek het hulle getrou so 4 weke terug. En dis amazing. So daar is stand-up manne wat oral opstaan en sê luister, daar's genoeg van die ander manne wat ons as mentors gehad het, nog steeds in hierdie wêreld. Is tyd dat 'n paar opstaan en die verskil wees en ek wil die manne aanmoedig, al kan jy nie finansiëel bydra nie, dra by met jou tyd, dra by met dit wat jy tot jou beskikking het in jou omgewing. As jy voel jy het nie die tyd nie en die Here het jou die gawe gegee om van finansies te genereer, sal ons jou help om dit reg te spandeer. Hoorie Willem sê vir my Hartswater se mense en Jan Kem se mense gaan nou gewoonlik aan Hartenbos en Dias vakansie. Is jy Desember maand weer daar met jou kanoebootjies soos altyd? Ja, ek het my kajakke wat ek die mense uitvat om te roei op die see en dit gaan vir my weer 'n soort blootstelling om mense blootstelling te gee aan positiewe alternatiewe. So ek's gewoonlik al in Mosselbaai. So my sien met my klomp oranje kajakke daar uit op die water of daar by Grootbrak op die rivier, roei ons bietjie en doen dinge. Ek beoog om hierdie jaar weer af te gaan. So ja, as mense daar is, asseblief kom groet en ja, sal ons uitgaan op 'n trippie. Willem, ons is aan die einde van ons gesprek en ek wil vir jou baie dankie sê dat jy vandag hier saam met my op die stoel was. Jou storie is definitief 'n inspirasie vir my en ek dink dit was lekker om dit op hierdie platform te kan deel en ek hoop dat as dit een oor bereik en dit maak 'n impak in iemand se lewe, dan is ek dankbaar en dat ek my doel ook bereik. So baie dankie vir die storie wat jy vandag hier met ons kom deel het en baie sterkte met die dinge wat julle aanpak. Ek weet daar lê ook 'n nuwe seisoen vir jou en jou vrou voor en ons is saam met julle opgewonde. Baie sterkte met julle pad vorentoe en dankie vir dit wat jy hier in ons klein gemeenskap kon doen. Ek weet julle praat môre met die leiers by die laerskool en is ons dankbaar dat julle die moeite doen om hier by ons klein dorpie in Hartswater ook uit te kom. Nee, Danny, ek wil ook net vir jou dankie sê vir hierdie geleentheid en ek meen hierdie gaan nou uitgaan op sosiale platforms en goed en mense gaan die boodskap hoor en dit is vir my ook 'n groot voorreg, maar vir jou ook. Ek meen hierdie is episode 1, mag die Here hierdie ding vir jou groei en mag dit by die regte mense uitkom. Mag die mense sien wie's Danny en ja, mag jy impak hier in ons land. Ek dink jy's destined for greatness. Jy kom uit 'n klein dorpie uit en ek weet jy praat die hele tyd daarvan, maar die Here het jou dalk met 'n rede hier gesit. Maar hy gaan jou platform nou so expand en jou uitvat sodat want die mense met jou ken. Die mense moet weet wie jy is en hierdie is net die begin en ja, ek sien uit om te sien wat die Here vir jou ook gaan doen, my vriend. Baie dankie Willem.